Vir alles dis korrek. Onthou dit van 3 werksdae. En is nou eers goedgekeur. So dit is Woensdagmiddag of Donderdag op die laaste Donderdagmiddag. Onthou nou, dis nou eers goedgekeur. Dit gaan nou nog eers bank toe gestuur word. So dan is vandag verby. So moenie hoop op Woensdag sit jy sit op Donderdag op die laaste. Goed. Laat hy dame jou asseblief help by die woonstel. Vra baie mooi asseblief. Dankie. Goeiemiddag dame. Ek ken jou nou glad nie, maar ek waardeer. Ek stel dit hoog op die prys. Baie dankie. Môre mevrou Ellis. Laat ek dit nou vir jou op 'n voice note los. Die regter is die enigste persoon wat mag navraag doen by 'n bank. Ek is die advokaat wat optree namens my kliënt, wat jy is. Ek het al die papiere vir hom gegee wat hy goedgekeur het. Dis uit my hande uit. Van hom af het hy dit bank toe gestuur en hy mag alleen toestemming kry by die bank om inligting te kry van die bank om te hoor hoe ver is hulle met jou saak. So sê vir die mense wat dit nie verstaan nie. 'n Advokaat is nie die man wat daar bo sit met 'n rooi jas aan en 'n bevel maak nie. Ek kom op vir 'n kliënt. Daai man daarbo, die regter, is die alleen persoon wat 'n bevel toeken. En hy is die alleen persoon wat die mag het om 'n bank te bel en toestemming te vra. As hulle dit verstaan, is van ek sê hulle moet terug aan skool toe. Maar in elk geval, lekker dag vir julle daarso in Mpumalanga. Mooi dag. Juffrou Ellis, sorry man, dat ek nou so vinnig daar by die bank weg is. Ek kon nou nie al my draai daar kry en maak nie. Maar alright, jy het nou self hoor gesien, die beleggings is gereël vir schedule payment vir die 8ste. Woensdag sal jou geld gerelease wees, so alles is gereël vir die 8ste vir die betalings. So jammer ek moet nou so vinnig daar gery, maar ek het tog ander kliënte wat by wag by die kantoor vanmiddag. Maar ja, hou my op hoogte. Dankie. Goeiemôre mevrou Ellis. Hoop dit gaan goed met jou. Jammer ek is so vroeg op jou keus. Luister gou. Ja, ek het 'n paar dinge wat ek gou moet uitsorteer voor ek hof toe gaan. Ek het 'n paar groot sake. Jou file is hier op my lesenaar. Jy moet gaan vir 'n operasie blykbaar in Pretoria Oos. Pretoria Oos. Ek het bevestiging gekry van dit, so maar jy moet baie versigtig wees. Jy moet een ding onthou, die keuse lê nog by jou. Dis nie te sê die nuwe nier wat jy gaan kry, gaan werk nie. Onthou net een ding, jou liggaam kan hy nie verwerk as gevolg van die kanker. So dis 'n 50-50. Ek weet hulle kan dit in Mpumalanga nie doen nie. Maar Pretoria Oos is daar mense wat dit kan doen. So jy moet baie versigtig wees. Jy besluit net by jou weer eens wat ek sê. Jou liggaam is dalk gaan hy hom verwerp. Dalk gaan hy hom nie verwerp nie. Dit is 50-50. Maar dit is bevestig, Pretoria Oos is daar plek. Goed, baie dankie, lekker dag vir jou, hoor. Goeiemôre mevrou Ellis. Ja, ek kom nou eers by die kantoor aan en ek sien jy het my nou al weer vroeg geskakel vanoggend. Sorry man. Nee, laat ek gou vir jou verduidelik. Daar's 'n verskil tussen 'n immediate payment en 'n schedule payment. 'n Schedule payment gaan eers vandag loskom. Met ander woorde, al jou mense wat jy moet betaal is op 'n skedule geplaas wanneer hulle betaal word. Dit vat 2 tot 3 werksdae. Dit is nie 'n immediate payment en jy kan nog glad nie jou rekening gebruik alvorens jou skuldeisers, mense vir wie jy geld skuld, betaal word. Met ander woorde, hulle gaan eers betaal word, dan van bank tot bank. Dan eers kan jy jou rekening gebruik. Maar onthou, daar's 'n verskil tussen 'n immediate payment en 'n schedule payment. Jou goed was op 'n schedule payment gewees. Dit is wat die hof dit bekragtig het en dis wat die hof dit goedgekeur het op 'n schedule payment. Met ander woorde, 2 tot 3 werksdae tot die banke dit uitbetaal, dan eers
kan jy jou rekening gebruik. Dankie. Goed, mevrou Ellis, die gesprek wat ons vanoggend gehad het, wil ek dit net vir jou bevestig, dat jy nie toegang tot jou rekening in die eerste plek tot al jou mense vir wie jy geld dit betaal is nie. In die tweede plek is die skedule payment wat die 8ste net voor 12 die aand gedoen is, gaan eers Vrydag die 12de wys. Die skedule payment van die 9de wat Dinsdag aand voor 12 uur gedoen is deur die bank, gaan eers Maandag die 15de wys. Hoekom dit so is, die bank beskerm jou. Die bank beskerm jou. En hulle het geen reg om navraag te doen of te vra vir jou hoekom, waarom. Dit is nie hulle plek nie. Dit is die bank se plig om sy kliënte te beskerm. Met ander woorde, mense van die 8ste skedule gaan eers die Vrydag die 12de kry, die 9de se mense Dinsdag gaan dit eers Maandag die 15de kry. En ons het nou klaar met oor hierdie gesprek gepraat en jy gaan nie jou kaart kan gebruik of jou rekening kan gebruik alvorens jou mense nie betaal is nie. En onthou nou net, hierdie belegging is nie op jou ander rekening gekoppel nie, want hulle kan dit nie doen nie, want die ene is 'n vaste belegging, onthou van die geld word vasbelê, maar dit het nou niks met niemand te doen nie. Jy weet wat jy met jou geld gaan doen, ons weet wat jy gaan doen. Maar ek sê net, dit is die e-mail wat ek vir die bank gekry het, en jy kan maar vir die mense my voice note stuur. Mevrou Ellis, ek het al 6 betalingsbevestiging gekry op e-mails, wat al reeds gedoen is. Sodra die ander deure sal ek alles vir jou aanstuur, maar 6 is al reeds betaal op my e-mail wat ek gekry het. Dankie. Okay, Ms. Ellis, sorry to come late back to you. I just finished with consultation. I mean, I have phoned the bank and the bank said they will release it. So I'm not the bank that say they must do it. And you know, there's some people that hasn't paid me for my calls for my work. So they must just wait. Really, I'm not the bank and it's a weekend and nobody bother me on a weekend. You must have a nice weekend. Bye-bye.